My naam is P.J. van Skalkwyk en ek werk vir Bioco Crops. Bioco Crops is 'n maatskappy, ons spesialiseer absoluut op biostimulante en dit is ons forte. Ons spesialiseer spesifiek op abiotiese stres en as ou na al die wêreld data gaan kyk, abiotiese stres het die grootste verliese onder alle gewasse oor die hele wêreld. En dis daai deel wat ons probeer aanspreek. Abiotiese stres kan 'n paar goeters wees. Dis soos hitte, droogte, te koud, te nat, te sout. En ek begin 'n ding insit soos kunsmisverbruikseffektiwiteit. As ek kan begin, dan sal ek graag begin met 'n produk wat ons noem Optimax. Dis 'n farmaseutiese volwensuur. En wat ek met hierdie produk reg kry, is spesifiek kunsmisverbruikseffektiwiteit. En as ons na die jaar kyk wat ons in is met hierdie hoë kunsmispryse wat ons verwag, dink ek dit is 'n ideale geleentheid om iets daar te kan gaan doen om jou kunsmisverbruikseffektiwiteit meer effektief te maak vir die plant. As ek 'n bietjie verder kan uitbrei, as ons gaan kyk, loging van stikstof is 'n probleem. Loging van kalium is 'n probleem. Fosfate is 'n probleem, die beskikbaarheid, want as ons na die teorie gaan kyk, dan praat ons maar van tussen 15 en 20% van die fosfate wat ons toedien, wat beskikbaar is vir die plant. Nou ons as Bioco Crops het 'n oplossing vir dit, want ons sit met hierdie fantastiese produk wat nêrens anders in die mark beskikbaar is nie. As ons net na die produk gaan kyk, dan kan ek twee goed uitlig en daai produk is konstant. 99,99% is daai produk konstant. Dit bly 'n baie goeie sileermiddel. Daar's geen volwater in hierdie produk teenwoordig nie. Daar's geen swaar metale in hierdie produk verteenwoordig nie. Met ander woorde, al die setels van hierdie produk is beskikbaar om vir ons hierdie kunsmisverbruikseffektiwiteit en dan die loging net baie beter te maak. Biostimulante moet vir ons kyk, dis vir ons 'n baie goeie versekeringspolis om uit te neem. Spesifiek kunsmisverbruikseffektiwiteit, hierdie toleransie tot abiotiese stres wat ons uitstekend kan aanspreek, en dis in kort wat ek sal sê hoekom ons moet kyk na biostimulante.